Vader, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om U ons Vader te kan noem, U die skepper van hemel en aarde, U die een wat in U soewereine en wonderlike wil beskik en bepaal het dat ons deel van U koninkryk kan wees deur Jesus Christus, wat ons kom vrykoop het van ons sonde en deur U Gees wat ons lewe kom gee het. Daarom loof en prys ons U naam, die heilige drie-enige God van die Bybel, die God van Abraham, Isak en Jakob. En ag Here, U die nood van die harte hier vanmôre gehoor, dat ons as mens is nietig sonder U. Here, ons kan nie vir onsself voorsien in reën of in die groei van oeste of in enige van hierdie dinge nie. Ons is in totale afhanklikheid van U en al is die mens slim en Here, al dink die mens baie planne uit. Dis U wat ons voetstappe rig en daarom kom buig ons vanmôre voor U en vra dat U in genade sal neerkyk na ons, Here, en in liefde, U sal ontferm oor ons as mens, en dat U sal reën stuur oor die regverdige en onregverdige. U woord sê U laat U son skyn oor die regverdige en onregverdige, en daarom kan ons vanmôre hierdie saak voor U voete neerlê, omdat ons weet U is die hoorder en verhoorder van ons gebede. Vader, baie dankie dat ons weet, dat U ook sekere dinge toelaat in 'n land en oor sy mense om ons te verootmoedig. En ek pleit, Here, dat hierdie tyd van droogte en hierdie tyd waar ons as mens ons nietigheid sien, dat ons sal keer na U, dat U 'n geestelike reën sal uitstort oor ons harte, dat ons weer sal besef, Here, dat die belangrikste is nie wat ons op die tafel het nie, maar ken ons U en ken U ons. U sê daar in Matteus die 7de hoofstuk, en daardie dag sal baie vir U sê, Here, Here, het ons nie in U naam sekere dinge gedoen nie, en dan sal U vir hulle sê, gaan weg, ek ken julle nie. Daarom pleit ons vanmôre, Here, ja, terwyl ons bid vir reën, bid ons dat U 'n geestelike ontwaking sal stuur in hierdie land Suid-Afrika. U weet, Here, dat die meeste wat vandag studeer vir 'n predikant, die Here nie eens ken nie. Dat hulle die Bybel bestudeer en eintlik poog om verkeerd te bewys dit wat in die woord staan. Die meeste praat vandag baie stories van die kansel en verklaar nie God se woord nie, en daarom pleit ons by U, sal U nie asseblief opnuut ons land kom besoek en vir ons die waarheid van U woord weer kom openbaar en vir ons oë sal gee om te sien en ore om te hoor en leraars om te preek, sodat die waarheid van die woord harte sal aanraak, lewens sal verander, gesinne, Here, weer sal draai na U self, sodat ons as 'n Josua van oud sal sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Baie dankie vir U guns die afgelope jaar wat verby is. Toe ek vanmôre na die kalender kyk en ek dink by myself, dis amper 2025 en ek dink aan die jare van genade. Die mense was so bevrees met die draai van die eeu en het gedink wat gaan gebeur, en die jaar 2000 het gekom en gegaan en dit lyk vir my of die mens meer goddeloos word, in plaas van om hulle aangesig na U te draai, en daarom pleit ons by U, Here, dat U self in genade sal neerbuig na ons. Want Here, as U die huis nie bou nie, te vergeefs bou ons daaraan, en as U die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Daarom roep ons U, Here, ons roep U aan in hierdie môre en ons vra, ontferm U oor ons, en skenk aan ons ook die laat reëns, Here, om hierdie geestelike dooie toestand in Suid-Afrika te verander, en Here, geestelike lewe te bring, sodat ons U kan dien, as ons God en as ons Here, ons skepper en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees ook vanmôre hier by ons. Amen. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks boodskap uit die boek Psalms. Vanmôre se tema was deurgestuur op ons sosiale platforms as God haat sonde. Dis die een deel van die boodskap. Ons gaan vanmôre sien uit Psalm 38 dat God sonde haat. Die kerk van vandag praat nie meer oor sonde nie, dit is negatief, sê hulle. Christus het gekom omdat ons as sondaars onsself nie kan red nie. Ons het geen vermoë om God te behaag nie. Ons het geen goeie werke wat God kan beïndruk nie. Daarom, vriende, sê die Bybel dat hy sy seun gestuur om sondaars te red. En ons weet dat Christus vir hom 'n bruid uitgekies het. Ons weet dit, ons lees dit in die woord. En deur die Heilige Gees en deur die prediking van die woord berei God ook die harte voor, en ek het hierdie week weer in Handelinge 13
Onthou jy toe Paulus die evangelie gepreek het, sê die Bybel, en elkeen wat verordineer was tot die ewige lewe, het geglo. So jy moet nie heeltyd op die senuwees en wonder, gaan God se kerk bly voortbestaan, en gaan die kerk nie leegloop, en gaan die kerk nie doodgaan nie, nee. God het vir hom hierdie wonderlike bruid uitgekies, sy seun het gesterf vir die bruid, en hy gaan sy kerk in stand hou, en die bruid van Christus sal bly voortlewe, en ons sal eendag saam met ons Here regeer vir tyd en ewigheid. Daarom, vriende, is my en jou verantwoordelikheid nie om die hele tyd bekommerd te wees, gaan die kerk bly groei en gaan die kerk bly voortbestaan nie. Ons verantwoordelikheid is, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dis ons opdrag. En dan moet ons ook praat oor die gedagte van sonde. Die man met wie ek gister gepraat het, ek wil net gou vir die agtergrond gee, toe ek woensdagoggend by die motorhuis uitkom, en ek ruik iets, ruik nie baie lekker nie, en toe ek regs kyk na ons bure se huis, toe sien ek rook by die kamervenster uitkom, en ek besef daar is 'n brand in die huis, en ek sê vir my vrou, bel asseblief so vinnig as moontlik die brandweer, en as jy die brandweer nie in die hande kry nie, bel die mense van die sekuriteit, en lang storie kort, ek is uit by die hek, en ons bel die vrou wat daar bly, sy is gelukkig nie in die huis nie, en binne 'n paar minute die huis omtrent afgebrand. En wat gebeur is al die mense in die omgewing kom by mekaar, en ek begin my bure beter leer ken. En die een wat ek leer ken het, is 'n man wat van Frankryk afkom, groot geword in Mauritius, bly nou in Suid-Afrika, maar hy het vir homself 'n waarheid geskep. En hy begin praat oor hierdie God van die Bybel. En ag vriende, terwyl hy vir my sê dat hy 2 jaar navorsing gedoen het en besluit het dat hy 'n free spirit is, dat hy eintlik iets van elke geloof gevat het, kon ek hom begelei het uit God se woord, dat daar een God is, daar is een Christus, daar is een Heilige Gees. Daar is nie baie gode nie, daar is nie 'n God vir die Boeddhiste en 'n God vir die Hindoes nie. Maar die punt van die saak is ook, dat ons word almal sondaars gebore. Daar is geen goedheid in ons nie. Daar is te veel mense wat dink, hulle is goed, en die Here moet hulle tog raak sien, en dikwels sê mense vir jou, as jy vir hulle vra, sal jy jou oë in die heerlikheid oopmaak, dan sê ek is daarom nie te sleg nie. Dis die gevaarlikste punt en plek om op te wees. Want die Bybel sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat na God vra nie. Daar is niemand wat God soek nie. Daarom, vriende, het ons redding buite onsself nodig. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk daarna, waar die Bybel in besonder praat oor sonde, die effek van sonde in ons lewe, maar ook die vergifnis wat God in Christus vir ons kom gee. Hiervan uit die Ou Testament sien ons alreeds hierdie effek van sonde, ons sien die genade van God in Christus. En kom ons lees saam uit Psalm 38, en u moet nie vanmôre die horlosie dophou nie, ek is nie haastig nie, u is nie haastig nie, kom ons lees vanmôre wat sê die Here, en wat sê sy woord. 'n Psalm van Dawid, by die gedenkoffer, o Here, straf my nie in u toorn nie, en kastei my nie in u grimmigheid nie, want u pyle het in my ingedring, en u hand het op my neergedaal. Daar is geen heel plek in my vlees, vanweë u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente, vanweë my sonde nie. Want my ongeregtighede gaan oor my hoof, soos 'n swaar pak, het hulle vir my te swaar geword. My wonde stink, hulle dra, vanweë my dwaasheid. Ek is krom, heeltemal geboe, die hele dag gaan ek in die rou. Want my lendene is vol ontsteking, en daar is geen heel plek in my vlees nie. Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel. Ek brul van die gebons van my hart. Here, voor u is al my begeertes, en my gesig is vir u nie verborge nie. My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat, en die lig van my oë, ook dit is nie by my nie. Die wat my lief het en my vriende is, staan op sy vir my kwaal, en my naasbestaandes het ver gaan staan, en die wat my lewe soek, span strikke, en die wat my ongeluk soek, spreek van ondergang, en hulle bedink die hele dag bedrog. Maar ek is soos 'n dowe, ek hoor nie, en soos 'n stomme wat my mond nie oopmaak nie. Ja, ek is soos 'n man wat nie hoor nie, en in wie se mond geen teespraak is nie. Want op u, Here, wag ek. U sal verhoor, Here my God. Want ek het gesê, laat hulle net nie bly wees oor my nie. Hulle wat by my, of hulle wat by die wankeling van my voet, hulle groot maak teen my.
Want ek is klaar om te val en my smart is altyd hier voor my. Ja, my ongeregtigheid bely ek. Ek is bekommerd oor my sonde, maar my vyande lewe, hulle is magtig, en die wat my valslik haat is groot in aantal, en die wat kwaad vir goed vergeld, behandel my vyhandig, omdat ek die goeie najag. Verlaat my nie, o Here my God, U is nie ver van my af nie. Maak tog gou om te help, Here my heil. Vriende, ons gaan net tot so ver saam lees, die psalm wat ons vanmôre dan hier vind, 'n kosbare psalm in God se woord. En ek gaan vanmôre met u praat as teks van oordenking uit vers 2:19. O Here, straf my nie in u toorn nie en kastei my nie in u grimmigheid nie. Ja, my ongeregtigheid bely ek. Ek is bekommerd oor my sonde. Die tema vanmôre is God haat sonde. Moenie sy toorn en tug opwek nie. God haat sonde. As u vanmôre wil weet hoe God sonde haat, gaan kyk na Golgotha. Gaan kyk na hoe Christus verbruisel is, terwille van my en jou oortredinge. Die onskuldige lam van God word gestraf vir ons sonde, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. En as God ons sonde op Christus gelaai het, moet u nie dink dat u en ek skotvry ander kant gaan uitkom as ons met sonde besig is nie. En kom ons kyk vanmôre 'n bietjie na wat die Here vir ons wil kom leer uit sy woord onder die tema God haat sonde. Moenie sy toorn en tug opwek nie. Terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, ek gedink aan 'n leraar wat 'n hele klompie jare terug 'n baie groot invloed in my lewe gehad het, 'n baie goeie prediker gewees, 'n baie sterk prediker gewees, 'n man wat baie lief was vir sy mense. En die mense het hom redelik aangehang en ek moet sê hy was 'n goeie pastor gewees. En na 'n paar jare is hy weg by ons gemeente. Hy is na 'n ander gemeente en op 'n stadium weer het hy na 'n derde gemeente gegaan en daar het hy verval in die sonde van dobbelary. Daar was nie meer 'n vergenoegdheid met wat God vir hom gegee het nie. En later toe hierdie saak na vore kom, het hulle uitgevind dat hy in 'n patroon van dobbelary verval het en gereeld na die casinos gegaan het om sy geldjies aan te vul. En u weet mos hoe werk die casinos. Hulle beloof vir jou een ding, maar hulle gee vir jou iets heel anders. U onthou die groot panfluitspeler Roberto, u moet sy getuienis bietjie lees, hoe hy by bankrotskap uitgekom het deur die sonde van dobbelary. Maar hierdie predikant het in hierdie sonde verval. Daar was 'n geweldige groot saak gewees rondom dit. Dit was op die nuuskanale gewees en ek het na die tyd met hom gesels en ek wil vir u sê, die berou, die hartseer gevolge, die jarelange pogings om te herstel wat hy verkeerd gedoen het, die gevolge waarmee hy moes lewe, die verraad onder sy mense, sy gesin, die kerkmense was so groot, dat hierdie man tot vandag toe, hy lewe nog, en tot vandag toe, ly hy onder die gevolge van sy sonde. En dis vanmôre die waarskuwende boodskap, wat gaan afsluit met die hoop in Christus, om vir u te sê dat niemand van ons kan suksesvol sondig nie. As u vanmôre bely u is 'n kind van die Here, dan kan jy nie suksesvol sondig nie, want God het jou te lief om jou sonde te laat en dat jy kan aangaan met jou sonde. In my voorbereiding hierdie week het ek besef dat hierdie verhaal van hierdie predikant wat verval het in dobbelary is maar net die verhaal van duisende ander kinders van die Here oor die eeue, waar hulle besef dat sonde bring hartseer, sonde bring gevolge, sonde bring sekere dinge in jou lewe na vore, wat jy nie bereken het die oomblik toe jy dit gedoen het nie. Want jy sien, sonde beloof een ding, maar hy gee iets heel anders. Dr. Warren Wiersbe sê, sin comes as a friend to entice you, and then become a monster that enslaves you. Dink mooi wat ek sê. Sonde kom as 'n vriend en hy bied sy vriendskap vir jou aan. En later is hy soos hierdie monster wat jou lewe beheer. En hoeveel sit vanmôre hier in hierdie gemeente en luister in op ons uitsendingskanaal en kan daarmee saamstem en sê, my lewe is geweldig gecompliseerd oor my sonde. En die heel groot probleem wat ons vandag mee sit, is dat in die kerk van die Here Jesus sonde
te gering geag word. Ons sê maar, ons het almal voete van klei, so ons sondig maar, en ons verskoon onsself, en ons besef nie dat God sonde haat, en dat het sy toren en sy tug opwek oor sy kinders nie. Ons weet, dat God sy toren is oor die sondaar. Ons weet, die Bybel sê vir ons, dat God sy toren broei oor die ongeredde, dat hierdie oordeel van God voltrek sal word, as die sondaar sterf in sy sonde. Maar vanmorgen is die klem op die kind van die Here, want Dawid as koning en as kind van God, het gesondig, en Dawid beleef die hartseer berou van sy sonde. En ons gaan vanmorgen bietjie daarna kyk. Dr. Woddy Bakum het gesê, hy is die Here innig dankbaar vir die seer en die hartseer gevolge van sonde, want dit dien as 'n waarskuwing vir toekomstige versoekinge wat na my kant toe kom. Het jy al daarin gedink, vriende, as jy jou hand op 'n warm plaat moes sit, of daar by die braaivleisvuur, jou hand op daardie warm rooster moet sit, en jy het geen gevoel gehad nie. Wat dink jy wat sou gebeur het met hierdie handjie? Ek kan jou waarborg, jy sal nie meer golf kon speel nie. Hy sal tot houtskool verbrand. Maar dank die Here, wanneer ek my hand op 'n warm plaat of op daardie rooster sit, is daar onmiddellik hierdie sein wat deurgaan van my brein na my hand toe om weg te ruk, om te sê dit is seer, en dan sit die blaase daar, en die herstelproses leer vir my 'n les. Pas op volgende keer om nie jou hand op 'n warm plaat te sit nie. Die sonde gedagte is dieselfde. Ons moet leer die effek van sonde. Ons moet leer wat die gevolge van sonde is, sodat ons onsself nie sal begewe in die sonde, en ons moet baie hartseer en smarte deurboor nie. Psalm 38 gaan oor Dawid wat gesondig het. Wat was sy sonde? Ons weet nie. Dit kan wees dat hy die volk getel het en eintlik sy hoogmoed geopenbaar het. Dit kan wees die sonde met Batseba, toe hy gesondig het en die vrou van Uria vir hom as vrou geneem het. Dit kan wees toe hy homself kranksinnig gehou het voor die koning van die Filistyne. Ons weet nie presies waaroor die Here hom getuig het en wat sy sonde was nie. Maar die Bybel is baie duidelik daaroor dat die Here Dawid getuig het oor sonde. Want in besonder as dit kom by sy kinders, is God ernstig oor die saak van sonde. En kom ons kyk na 'n paar kort gedagtes. God se optrede as ek aanhou sondig. Dawid sê, Psalm van Dawid vers 1, Psalm 38, Psalm van Dawid by die gedenkoffer, o Here, straf my nie in u toorn nie, en kastei my nie in u grimmigheid nie, want u pyle het in my ingedring, en u hand het op my neergedaal. Vriende, as pyle by jou indring, sê gou vir my, dink jy dit gaan seer wees? In daardie tye, in daardie dae as hulle oorlog gevoer het, was 'n pyl en 'n boog, 'n spies en 'n lans, en wanneer daardie pyl indring, was daar pyn gewees, daar was hierdie seer gewees, en Dawid sê, Here, toe u my besoek het oor my sonde, wat het soos 'n pyl wat ingedring het, daar was gevolge. Dawid het baie gou agtergekom, dat geen kind van God kan suksesvol, of sommer maar net sondig nie. Dawid het besef, vriende, sonde kos 'n duur prys. Iets wat ons nie bereken voor ons sondig nie, en dikwels iets wat ons nie kan dra nadat ons gesondig het nie. As ek vanmôre vir mense moet vra, staan op en vertel vir my, jou lewensverhaal sal 9 uit die 10 se lewensverhaal wees. Die Here het my siel kom red. Na my siel kom red het ek hierdie tyd van eerste liefde gehad. My eerste liefde het verkoel en ek het met sonde besig geraak en God se tug het oor my lewe gekom en ek beleef nog die gevolge daarvan. Vriende, Dawid as leier van God se volk, as koning, is vir ons vanmôre 'n voorbeeld, omdat Dawid bekend was met God se woord. Dawid was nie 'n man wat onkundig was oor die Bybel en oor die waarheid nie. Hoor wat leer die Bybel vir ons hier in Deuteronomium 17 vers 18. Die volk Israel wat 'n koning sou begeer, sê die Bybel, en as hy, die koning op die troon van sy koninkryk sit, hoor nou, moet hy, dis nie opsioneel ekstra nie, moet hy vir hom afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê.
en dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees. Luister, om God te vrees is nie 'n sonde nie, dis nie verkeerd nie. 'n Heilige vrees vir God is 'n baie belangrike aspek in die lewe van die kind van die Here, want heilige vrees vir God weerhou my van die sonde, want ek weet hy's heilig, en dat hy sonde gaan tug. Die Bybel sê dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou, om dit te doen. So Dawid sondig, God se tug is oor sy lewe, Dawid was bewus daarvan, dat die Here uit sy woord vir hom kom leer het, om nie hierdie sonde te doen, of homself in sonde te begewe nie, en tog het Dawid hierdie waarheid van God se woord oortree. Vriende, Dawid van alle mense, het geweet dat die eerste 5 boeke van die Ou Testament gevul is met die hartseer verhaal van sonde en rebellie van God se volk en sy tug oor hulle lewe. Die eerste 5 boeke in die Bybel, Matteus, Markus, is dit so? Jy kan vir my sê, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, die eerste 5 boeke van die Bybel. Dawid het hierdie boeke gehaat, hy het dit gelees, en het was die hartseer verhaal van die sondeval, dwarsdeur toe die Here Abraham geroep het, uit Ur van die Galdeërs, hoe die volk Israel uit Egipte land trek, hoe hulle God se stem hoor by die berg Horeb. En terwyl Moses op die berg is, bou hulle vir hulle self 'n goue kalf. En hulle buig voor hierdie kalf, en die Here kom wys vir ons hoe sondig die hart van die mens is, en die Here sy oordeel oor hierdie volk bring. Hulle tugtig vir hulle sonde. Hoor wat staan in Exodus 34 vers 6, God openbaar homself aan Moses op die berg, en hy sê, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek, aan die kinders, en aan die kindskinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. Een van die ander gedeeltes sê van die wat my haat, en iemand nou toch nie dink, dis bloedklein vloeke en al die snert wat die kerke vir ons vandag wil leer nie. Wat die Here vir ons eenvoudig wil kom leer, jou en my sonde, dikwels 'n effek op ons kinders, en hulle kinders, en hulle kinders. Jy sal nou sien in die boodskap, dat sonde nie iets is wat gebeur hier in 'n hoekie, en net ek is betrokke daarby, en net ek dra die gevolge daarvan nie. Dawid het gou geleer, dat sonde 'n effek op baie mense het. Dawid van alle mense, het God se wetboek gehad, hy was God se koning, hy was die man na God se hart, maar hy het met sonde besig geraak, en God se tug was so spyle wat in hom ingedring het. En die Bybel leer vir ons, dat hy hierdie hartseer gevolge beleef het. Nou vriende, voor ons te hartmoed koning Dawid is, kom ons staan stil by vanmôre, by my en jou lewe. Ek het hierdie week daaraan gedink, ons is een van die mees bevoorregte geslagte, wat ooit op die aarde gewandel het. Ons het die Bybel, ons het meer as een Bybel in ons huis, ons het meer as een vertaling in ons huis, ons het sosiale media, ons kan op die internet navorsing gaan doen, en tog is ons die geslag, wat die meeste rebellie teenoor God bewys, as ooit van tevore. Die meeste kerke vanmôre probeer die Bybel as verkeerd bewys. Die meeste teoloë vanmôre wil vir ons kom sê, hoe wonderlik goed ons is. En eintlik, hoe hartseer die Bybel ons in 'n verkeerde rigting stuur, om vir ons eintlik aan 'n God voor te stel wat nie bestaan nie. Die hartseer van ons dag en tyd, die grootste vyand van die kerk is die kerk self. Die grootste vyand van God is die kerk self. Daarom sit ons met die probleem dat mense so skape sonder 'n herder is. En miskien het u vanmôre verval in een of ander sonde, omdat u ore uitgeleen het aan baie dinge. Miskien twyfel u vanmôre in u hart oor sekere aspekte van God se woord. Miskien het u in gruwelike sondes verval. En u dink u gaan skotvry aan die ander kant uitkom, maar wil ek vanmôre vir jou waarsku in die liefde van die Here, God haat sonde. En hy gaan sy kinders stig. Ek gaan nie vanmôre veel daaroor praat nie, ek het by 'n vorige geleentheid, toe ek gepraat het oor kerklike tug, het ek Hebreërs 12
vir u voorgehou, as huiswerk vanmiddag kan u Hebreërs 12 gaan lees. Dit gaan oor die hoofstuk van tug, dat die Here tug ons, soos 'n vader sy kind tug, so tug die Here die wat hom vrees. As ons egte kinders is, sal daar tug oor ons lewe wees, en ek het so gedink aan my eie 3 seuns wat ek groot gemaak het. Soms is tug berisping, waar ek vir my seun sê, luister ou seun, pa klag gepraat, hoor jy vir my? En dan kyk hulle gewoonlik so met groot oë, en hulle sien, daar is erns in die stem, ja pa, ek het gehoor. En dan is dit soms al wat nodig is, soms is dit die wegneem van voordele, soms is dit fisiese lyfstraf. Ek sal nooit vergeet hoe laat ek nou eerder nie die kind se naam noem, ons sal nou eerder die name noem nie, maar toe ek een van my kinders 'n goeie drag slaag gegee het, omdat hy nie wou luister nie, sê hy na die tyd vir sy ma, ek het dit so nodig gehad. Waarom? Want tug, vriende, het 'n herstelproses, dit bring hierdie vernuwing, dit bring hierdie gedagte van die koppigheid in die hart van die seun gaan weg, en hy besef, dat die gevolge van hierdie koppigheid sal my lewe vernietig. Tugtiging, vader teenoor die kind, is om hierdie kind te korrigeer, om hom reg te help. Bybelse tug, vriende, kan baie vorme aanneem. Dit kan wees fisiese siektes, soos ons vanmôre gelees het, in die geval van Dawid, ons sal nou daarby stil staan. Dit kan wees die verlies aan persoonlike eiendom. Dit kan die erge skuldgevoel wees, wat my dryf na my knieë in trane, en die skeuring van 'n goeie vriendskap. Tug kan wees vrees en angs, en geestelike en emosionele uitputting, en selfs die dood. 1 Korintiërs 11 vers 30. Luister, vriende, ek wil vanmôre vir u sê met die liefde van die Here, God is nie ons maatjie nie. Hy is die heilige van Israel. Hy is die God wat op die troon van die hemel sit, en in liefde buig hy neer na die mens, en hy stuur sy seun. Hy bring hier die offer aan die kruis. Hy stuur sy Heilige Gees, en hy gaan nie dat ons aangaan in ons sonde, soos ons goed dink nie. Nou sê die meeste van u vanmôre hier, en u dink by jouself, maar luister, hierdie Dawid, is 'n stoute seun gewees. Weet, hy het 'n ander man se vrou gekyk, weet, en ek het daarom nog nooit na 'n ander man se vrou gekyk nie. Is jy seker? Jy het miskien nog nie die moed gehad om na toe te gaan nie, en haar man dood te maak nie. Maar die Bybel sê, as ons gesondig het met ons oë, dan het ons alreeds die sonde gedoen. Miskien kan jy vanmôre vir my sê, maar luister, sonde is om te hoereer, of om te lieg, of om te steel, of om bedrog te pleeg, of om in dronkenskap onverantwoordelik op te tree. Dis woede-uitbarstings, of 'n begeerte na ander se goed, na ander se vrouens, of wat ook al die geval mag wees. Maar ek wil vanmôre u so 'n bietjie begelei in die waarheid van God se woord. Vir God se kinders is sonde nie net die daadsonde, wat ek nou vir u genoem het, lieg, steel, hoerery, ensovoorts nie. Kinders van die Here is dikwels die meeste skuldig aan nalaatsonde. En wat is nalaatsonde, vriende? Ek weet wat ek moet doen, en ek doen dit nie. En ek het vir u 'n paar aspekte uitgelig in God se woord, en ek wil vir u sê, ek dink baie kinders van die Here beleef God se tug, en baie kinders van die Here ly onder God se tugtiging, omdat hulle nalat om te doen wat die Here vir hulle vra om te doen. En u sal vanmôre sien, ek het maar 2 of 3 aspekte uitgelig, en u sal sien dat die meeste skuldig is aan hierdie saak. Die eerste ene, vriende, is die gedagte van om God te beroof. En nou kan jy dadelik vir my sê, ja, hy gaan nou weer oor geld praat. Vriende, luister, God het nie jou geld nodig nie, en ek ook nie. Maar die beginsel is, dat God sê ons mag hom nie beroof nie. En Dr. Aartsie Spril nou die dag in sy boodskap praat van 4% mense in Amerika, wat bely hulle is weergebore, is getrou in die gee van hulle tiendes en offergawes. 4%. Dit kan minder wees, miskien 1% meer. Ek het die boodskap so tydjie terug geluister, maar dit het my getref toe hy daaroor preek, en hy het die vraag gevra, sal ek uitgaan by hierdie hek, en land se kar stop en daar die kar kaap, of sal ek by die Pick n Pay ingaan, en die Pick n Pay beroof? Sal u dit doen? Ons het nie die moed om dit te doen nie. Ons weet wat die gevolge gaan wees. Nou sê die Bybel, mag 'n mens God beroof? Mag 'n mens van God steel? Want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en offergawes, en nou sê die Bybel, met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my.
julle die hele nasie, bring die hele tiende na die skathuis, so daar spys in die huis van die Here kan wees. Vriende, as daar 'n saak is waaroor kinders van die Here debatteer, van die môre tot die aand is oor geld. Een prediker het gesê, dat die meeste mense se beursies is gemaak van varkleer. As jy daaraan vat, dan skreeu hulle. Luister, as jy vanmôre sê jy's 'n kind van God, en jy beroof God van die tiendes en offergawes, en jy ly vanmôre weens siekte, of weer een of ander stryd, of een of ander probleem wat daar in jou lewe is, of miskien 'n probleem dat jou kinders God nie wil dien nie, of een of ander saak, vra die Here, is dit nie tug van die Here? Ek sê nie dit is nie, ek vra, is dit nie tug van die Here, omdat jy God beroof nie? Ek verstaan nie hoe mense sê, ek is lief vir die Here, ek is heilig, maar hulle is bereid om God te beroof nie. Hoor die volgende ene, Hebreërs 10:25, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit is te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Vers 26, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed, wat die teestander sal verteer. Die sonde van om weg te bly by die huis van die Here. Ons sê, ag, weet jy wat, die familie kom kuier, ons gaan vanmôre by die huis wees. Ons gaan vanmôre 'n bietjie inlê, want ons het 'n besige week gehad. Ons gaan vanmôre 'n bietjie na een of ander sportbyeenkoms toe, want dit is Sondag en Sunday is fun day. As jy vanmôre bely jy behoort aan die Here, en jy is laks om na sy huis te kom, moenie jou verbaas as God sy tug oor jou huis bring nie, oor jou lewe bring nie. En dis nie vanmôre 'n leedreigement wat ek u gee nie, die Here sê. En hierdie gedeelte, as jy verklaar en jy gaan lees die kommentare, gaan dit nie oor dat die Here ons gaan verwerp as sy kinders nie. Dit gaan oor die erns van die saak. Dit gaan oor dat God ernstig is oor sy kinders se verantwoordelikheid teenoor hom, die heilige God. Ons gaan vanmôre praat oor die lees van die woord. Ek vra jou vanmôre, hoeveel tyd het jy spandeer aan God se woord in hierdie week? Hoeveel tyd het jy spandeer aan jou gebed? Paul Washer vra die vraag, ek en my vrou het hierdie week daaroor gepraat. Hy sê, vergelyk jou tyd op jou selfoon met jou tyd wat jy spandeer het in gebed en aan die woord van die Here, en jy sal gou sien waar jy geestelik staan met die Here. Ons het tyd om vir ure op ons fone te wees, maar ons het min tyd om met God in gebed te wees, om met sy woord stil te wees. Dis vir ons te moeilik om 'n vers te memoriseer. Dis vir ons te moeilik om sy woord in ons hart te bære. Ons skram weg wanneer ons 'n getuie moet wees vir die Here. Luister, ek is kinders van God. Ons is in 'n wêreld wat God haat. En daarom moet u beproewing en stryd verwag. Maar as u deel van die wêreld se stelsel en sonde en al hierdie ongeregtighede, as u deel daarvan gaan word, sal God se tug oor jou lewe wees. As u vanmôre sê, maar ag, ek doen hierdie God goed en daar's geen tug van die Here nie, dan sê jy 'n onegte kind. Die Bybel sê so. Nie ek nie. Ek kan nie jou hart sien nie, jy kan nie my hart sien nie. As daar geen tug van die Here is nie, is jy 'n onegte kind. Ek sê nou dag vir my vrou, ek kan die kere in my lewe vir jou duidelik wys, waar ek vir lang tye onder God se tug deurgeloop het, omdat ek nie my ore oopgemaak het nie. Ek kan dit vir u noem, een na die ander ene. As jy vanmôre kind van die Here is en jou rebellie is groot teenoor die Here, jy maak wat jy wil, wees verseker God se tug sal oor jou lewe kom. As daar nie tug is nie, pleit ek by jou, terwyl die wel aangename tyd van God se genade daar is, bekeer jou. Ek wil net gou met een vers nog noem, en jy moet nie bekommerd wees nie. Die volgende 3 punte gaan baie kort wees. En as u baie warm kry, kan ons die waier bietjie warmer of vinniger stel, maar verdra my net vanmôre is 'n ernstige saak waaroor ons moet praat, dat ons harte voor die Here reg sal wees. Jakobus 5 vers 14, die meeste kerke gebruik dit, dat die ouderlinge vir siekes die hande moet oplê, self moet olie, en dan word hulle gesond, en al hierdie leuns wat die kerke vir ons vertel. Ek kom uit so 'n kerk wat vir my gelieg het, vir baie jare. Vir my gesê, deur die wonde van Jesus is daar genesing, gaan self mense, as hulle nie gesond word nie, is dit hulle ongeloof, is dit hulle skuld. Wat 'n klomp leuns was ek gevoer vir baie jare in my lewe. Jakobus 5 gaan oor mense wat gesondig het. Ek lees vir u die konteks. Is daar iemand siek onder julle? Luister, alle siekte is nie weens 'n sonde wat ek gedoen het nie.
Weens die sondeval sal ons almal sterwe. Ons agteruitgang van ons liggame is daar, ons almal sal sterwe. Maar dikwels is siekte die gevolg van sonde. Is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Hierdie olie was nie 3 druppels op die voorkop nie. Die olie salf was letterlik, hulle het hierdie olie in die wonde gevryf. Hierdie was 'n vervolgde kerk, 'n vervolgde gemeente. Mense wat verstrooi was, mense wat gevlug het vir hulle lewe oor die erge vervolging van die belydenis dat hulle aan Christus behoort. Dan het die ouderlinge gekom en hierdie wonde behandel, en baie van hierdie mense het begin sondig teenoor die Here oor hulle omstandighede, die murmurering, die opstandigheid. Waarom moet dit so swaar met my gaan? Vers 15. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ek sê nie vanmôre jy moet op 'n heksejag gaan in jou lewe nie, maar ek vra jou vanmôre, as daar in jou lewe dinge is wat geweldig skeef loop, vra God of dit nie miskien sy tug is nie. Kyk na jou eie lewe en kyk hoe jou lewe opweeg teenoor God se standaard. En maak seker dat jou lewe in lyn is met die Here. Dat jy nie met sonde, moedswillige daadsonde of nalaatsonde besig is en God se tug beleef nie. Die tweede gedagte gaan baie vinniger wees. Die gevolge kan soms langdurig en pynvol wees. Dawid sê, daar is geen heelplek in my vlees van wie u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente nie. U kan saam met my volg. Dawid sê, ek lys fisies siekte in sy liggaam. Hoor wat sê hy? Hy sê, my wonde stink. Mense kom in die kamer en hulle maak die deur toe en hulle sê, dit ruik daar binnekant. En Dawid sê, die reuk van my liggaamlike pyn en my wonde is nie so erg soos die ontsteltenis in my siel, dat ek teenoor God gerebelleer het nie. Hy sê, ek is skrom, heeltemal geboe. Die hele dag gaan ek in rou, want my lenden is vol ontsteking, en daar is geen heel plek in my vlees nie. Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel, ek brul van die gebons van my hart. Here, voor u is al my begeertes, en my gesig is vir u nie verborgen nie. My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat in die lig van my oë. Ook dit is nie by my nie. Dawid ly weens sy sonde, fisiese lyding. Daar is liggaamlike pyn en ontsteking in die liggaam, en ek het so gedink aan hierdie gedagte, vriende, dat nadat Dawid met Batseba gesondig het, die sê die Here vir Nathan, sê vir Dawid, en nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het. Kind van die Here, luister vanmôre, sonde in my en jou lewe is 'n veragting van God. Kom ons kom by die hart van die saak uit. Die erns van die saak is, as ons sondig, sê ons vir God, ons stel nie belang in wat jy sê nie. Ek sal my lewe leef soos ek wil. Niemand gaan my voorskryf nie. En miskien in Dawid se geval was dit dieselfde toe hy hierdie mooi vrou sien. Jy weet, hy loop op sy dak rond en hy sien hoe hierdie vrou bad, en of sy uitgegaan het daarop om hom te verlei, weet ons nie. Dis nie vir ons in die teks gesê nie. Maar Dawid weet van beter, maar hy roep hierdie vrou uit gemeenskap met haar. Ons weet die kind sterwe. Ons weet die rebellie van Absalom teenoor Dawid. Ons weet van hierdie hartseer verhaal, waar Dawid sy eie mense teen hom in opstand gekom het. Nathan sê vir hom, die swaard sal nie van jou wyk nie, omrede dat jy my verag het. Die vraag is, vergewe God dan die sonde nie? Natuurlik vergeef hy sonde. Hy is genadig en barmhartig, maar die gevolge van ons sonde bly dikwels. U onthou van die predikant wat ek u vertel het aan die begin, wat in dobbelary verval het. Hy lewe met die gevolge saam. Dis die probleem van ons tyd. Ons dink vergifnis, kom die Here en hy wis al die gevolge uit. As ek vergewe is, dan is al die gevolge uitgewis. Ek onthou op 'n stadium 'n prokureur wat na my toe gekom het, wat rondgeslaap het en hy het 'n ongeneeslike siekte gekry, sê vir my, bid vir my, dat die Here my gesond maak. En ek sê vir hom, luister, ek sal nie bid, dat die Here jou gesond maak nie. Maar ek sal bid dat die Here jou siel sal red,
Want hy het getuig, hy behoort aan die Here. Hy was in die gemeente gewees. Ek gaan nie bid dat die Here jou gesond sal maak nie, maar dat hy jou siel gesond sal maak, dat hy jou siel sal red. Die gevolge moet jy dra. Mense vergryp hulle aan sekere sondes en hulle dra gevolge lewenslang. Dawid, die man van God, het dit baie goed geweet. In hierdie Psalm sien ons die lyding wat hy beleef het onder die tugtiging van God. En daarom sê die Here vir ons so duidelik in Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Hier praat Paulus meer oor die kind van God en die ongeredde, maar ons kan dit ook van toepassing maak op die kind van die Here. As jy in die vlees saai, as jy moet daadsonde aanhou, en hierdie nalaatsonde in jou lewe akkommodeer, sal die Here die vlees en die sonde wat jy mee besig is, sal die Here tugtig op sy tyd en op sy manier. Baie mense, vriende, word geraak en beïnvloed deur my sonde, die derde gedagte. Hoor wat sê Dawid? Die wat my lief het en my vriende staan op sy vir my kwaal en my naasbestaandes het ver gaan staan en die wat my lewe soek span strikke en die wat my ongeluk soek spreek ondergang en hulle bedink die hele dag bedrog. Ek wil jou vanmôre vra, as jy sondig, dink jy dat dit iets is wat geïsoleer is, iets wat weg is van ander mense, dat niemand geraak word daardeur nie? Dawid het gou agtergekom, gesinslede, familie, vriende, gemeentelede, kollegas, bure en selfs jou vyande en die vyande van Christus is in 'n minder of meerder mate betrokke. Nathan sê vir Dawid, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore word ook sekerlik sterwe. Ek wil jou vra, wanneer laas jy in jou kamer gegaan en gehuil voor God en gesê, Here, die vyande van God laster, omdat ek in hierdie sonde geval het. Die ouens by die werk kyk na my en sê, is hy wat die Bybel onder sy arm dra. En daardeur sê ek nie ons is sondeloos nie, ons val baie keer, ons sondig baie keer. Maar is daar berou, is daar die vraag van vergifnis, is daar die belydenis voor God en voor mense, die regmaak van die verkeerde wat ek gedoen het, en is ek bereid om met die gevolge te lewe en God te eer, alles daar tug oor my lewe. Romeine 2 vers 24 sê, want soos geskryf is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Luister, ongeredde mense kan nie God se naam eindelik laster nie. Hoekom nie? Want hulle is kinders van die duiwel. Dis in hulle natuur, dis in hulle geaardheid. Dis wanneer ons as kinders van God sondig, dat ons God se naam laster. Dat ons verlosser se naam, kan ons maar dit platvloers in Afrikaans sê, deur die modder sleep. Daarom sê die Here vir die volk in Esegiel 36 vers 20, en toe hulle by die nasies kom, waarin hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat van hulle gesê is, hierdie mense is die volk van die Here, en hulle moes uit hulle land uittrek. Toe het dit my ter harte geneem, om my heilige naam ontwil, wat die huis van Israel ontheilig het onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar terwille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet, dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my in julle voor hul oë as die heilige laat ken. Die deursnee kind van die Here, en ek wil nie veralgemeen nie, dien die Here vandag so nonchalant. Ons doen hom eintlik 'n guns. Hy moet dan bly wees soos 'n paar ouens wat hom dien op hierdie aarde, want anders sou die kerk uitsterf. Dis nie so nie. Dis God wat jou 'n guns doen, wat my 'n guns doen, wat hom ontferm oor my wat op pad is na sy oordeel, en hy red my en hy roep my en hy sit my eenkant. En luister, as hy my tug, is dit om sy heilige naam ontwil. Hy sal nie dat sy heilige naam ontheilig word deur sy kinders nie. En daarom pleit ek by jou, as jy in 'n proses van sonde is, moenie God se toorn opwek nie, want terwille van sy heilige naam, en terwille van jou behoud, sal God jou tug. Ek wil net weer herinner aan die jeugleier wat ek gehad het toe ek 'n jong seun was. 'n jeugleier wat vir my 'n geweldige voorbeeld was.
'n liefdevolle leier, getroud met 2 dogtertjies, en op 'n stadium het hy sy oë geslaan op 'n ander vrou. Baie ouens het gesê, ja, maar sy vrou was woes, en sy was woes. Maar hy het haar gekies. Voor jy trou, kan jy die een kies wat jy wil lief hê. Na jy getroud is, moet jy die een lief hê wat jy gekies het. So kies reg. Vra die Here vir wysheid. Hierdie verhaal, die man het toe betrokke geraak by 'n ander vrou, in 'n buiteegtelike verhouding, op 'n baie jong ouderdom, hartaanval, lê hy in die hospitaal, en sy skoonpa wat die Here liefgehad en gedien het, kom na hom toe en sê vir hom, luister, dis die tug van die Here, jy moet luister, God praat met jou, en hy sê, ek gaan nie teruggaan na my vrou toe nie. Paar weke later, toe begrawe ons hom. Luister, ek sê dit vanmôre vir u duidelik, 1 Korintiërs 11, die nagmaalsformulier sê vir ons, baie uit ons slaap, oor sonde. Sonde wat hulle nie wil bely nie, want sonde het 'n effek. Daardie man se gesin is uit mekaar uit. Sy vrou en kinders het gelei, sy skoonpa, die gemeente waarin hy was. Die gevolge was baie groot. En die vyande van God laster. Luister, God haat sonde, want sonde het 'n effek op so baie dinge en bo alles op die heilige naam van God. Soos beloof, nie te lank nie, die laaste gedagte. Die kersie op die koek. Genade. Is dit nie vir u wonderlik nie? Mense sê die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament is 2 verskillende gode, want die een in die Ou Testament was 'n hard en wrede God, en die God van die Nuwe Testament was hierdie liefdevolle, sagte God. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Ek sê baie keer as mense met my sulke snert praat, sê ek, het jy al die Bybel gelees? As jy hom nog nie gelees het, jy moet nie my praat oor hierdie goed nie. Want jy suig uit jou duim uit goed. Hierdie God van die Ou Testament is dieselfde God van die Nuwe Testament, genadig en barmhartig, groot van lankmoedigheid en goedertierenheid. So sy hom aan Moses geopenbaar het, aan die volk geopenbaar het, so openbaar hy homself deur die blaaie van die Bybel. Dawid se wonde stink, sy liggaam is siek van die tug van die Here, en Dawid sê, want op u, Here, wag ek. U sal my verhoor, Here my God. Ja, my ongeregtigheid bely ek is bekommerd oor my sonde. Verlaat my nie, o Here my God, wees nie ver van my af nie. Maak tog gou om my te help, Here, my heil. Wat is die groot probleem van die mens vandag? Ons is te haastig. Ons wil nie wag op die Here nie, ons wil nie tyd spandeer in ons binnekamer om te wag op die Here en te weet volgens die verklaring en verloftes van sy woord dat my sonde vergewe is nie. Die groot saak, Dawid sê, hy sê ek sal my sonde bely, en hoor wat sê hy, ek is bekommerd oor my sonde. Ek vra jou, is jy bekommerd oor jou sonde? Pla dit jou? As dit jou nie pla nie, kyk na die kruis, gaan lees die kruisverhale. Hulle het Christus geslaan, hy het meer gelyk soos 'n mens. Hulle het hom aan daardie vloekhout gehang, waar hy tussen hemel en aarde gehang het, van God verlate. En hy roep uit en hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Waarom? Terwille van ons sonde. Daarom haat die Here sonde. Daarom moet jou en my sonde ons bekommerd maak. As jou sonde jou nie bekommerd maak nie, wil ek vanmôre vir jou verklaar uit die woord, is die kans dat jy kind van God is, baie min. Ek gee nie om of jy oorgawe gemaak het nie, ek gee nie om of jy gebed gebid het nie, ek gee nie om of jy dink, jy's 'n kind van die Here nie. Daar is sekere duidelike aspekte van 'n kind van die Here, en een van dit is, ek is bekommerd oor my sonde, dit pla my, dit knaag aan my, en ek soek vergifnis, ek soek nie 'n pil om my gewete stil te kry nie. Ek gooi nie vir my dubbel brandewyn en coke om my gedagte net rein te kry of stil te kry nie. Ek soek vergifnis by die Here in my siel, in die diepste van my wese, om te weet ek is vergewe deur die bloed van die lam. 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Kinders van God sê ons moet nie sondig nie, maar as iemand gesondig het, dit gebeur, die gees is gewillig, maar die vlees is somtyds swak. Somtyds waak en bid ons nie. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Wie is hy? Die Godmens Jesus Christus. Hy die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En voor u nou dink,
dat elke mens in die hemel eendag gaan wees. Hier die hele wêreld sluit mense in van elke nasietaal, volk en taal wat God vir hom gekies het om sy kinders te wees. En hy sê vir sy kinders, my kinders luister, moenie sondig nie, daar's gevolge. Daar's hartseer gevolge, daar's bittere gevolge, daar's langdurige gevolge. Maar daar's ook 'n voorspraak. Al 3 my seuns het al droog gemaak. Is hulle nog steeds my seuns? Het hulle gevra, pa, maak my asseblief weer jou seun. Hulle het soos die verlore seun gesê, Vader, ek het gesondig teenoor U in die hemele. Vergewe my. En dis die hele gedagte wat die Here vir ons sê in sy woord. Ons moet op 'n punt kom as ons verkeerd gedoen het, as ons gesondig het, dat ons vergifnis sal vra. Jesaja 1 vers 18, kom nou laat as die saak uitmaak, sê die Here. Al was jy sol soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Christus se offer aan die kruis was ons. Ons sal wees witter as sneeu. Johannes 1:29 sê Johannes, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hebreërs 10 vers 17 sê, die Here dink nie meer aan ons sonde nie. Micha 7 vers 19 sê, hy werp dit in die diepte van die see. As jy vanmôre in sonde sit, bely dit voor die Here, laat staan jou sonde en aanvaar die vergifnis wat die Here jou gee. Luister, ek en my kind praat nie oor sonde wat hy 6 maande terug gedoen het in die pak slaag wat hy gekry het. En elke paar weke roep ek hom en sê vir hom, kom hierso. Onthou jy? Jy's 'n slegte kind, jy's 'n stoute kind. Nee. As hy sy pak slaag gekry het, sy straf gekry het, is verby. Ek het dit vergewe, dis verby. Dit dien as 'n waarskuwing om nie weer dieselfde te doen nie. Ek wil jou vanmôre vra om ook God te glo, dat hy die een is wat vergifnis gee. Die Bybel sê hy, dink nie weer aan ons sonde nie. Hy werp dit in die diepte van die see. Ek wil afsluit deur vir u vanmôre net 2 gedagtes te gee. Vlug en heers oor sonde. Nie in jou krag nie, maar in die krag van die Heilige Gees. Genesis 4 vers 6 sê die sonde lê en loer voor die deur. Sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Van die jongste kind vanmôre hier, tot die oudste mens in hierdie kerkgebou, oom Frans 93, kan getuig daarvan, dat die sonde lê voor ons deur en loer. Sonde se begeerte is na ons vernietiging. Ons kan en ons moet in die krag van die Heilige Gees daaroor heers. Romeine 13:14, maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Is dit wat die vers sê? Nee. Die A-gedeelte sê, beklee julle met die Here Jesus Christus. Dis hoe ons geen voorsorg gaan maak vir ons vlees nie. As ek daagliks voor oë hou, ek is vrygekoop, ek is nuut gemaak, ek is lewend gemaak, ek behoort aan God. My liefde vir Christus elke dag dryf my, dring my, help my, bekragtig my om geen voorsorg te maak vir die vlees nie. En dit alles deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Dawid, Psalm 38, het gesondig. Wat sy sonde was, weet ons nie. Maar God het hom getuig. Die gevolge was langdurig. Ons weet nie hoe lank hy siek was nie, maar ons weet, die gevolge was langdurig gewees. Daar was verskillende mense betrokke en mense wat geraak was en beïnvloed was. Maar dank die Here vir die weg van herstel en vergifnis. Daarom pleit ek by jou hier aan die begin van Desember 24, dat jy 'n pad met God sal stap. Jou afhanklikheid aan hom sal verklaar. Jou eie sondige toestand sal besef en jou geneigtheid na sonde. En vanmôre sal uitroep, Here, sonder U kan ek niks doen nie. Mag God ons genade gee. En mag hy ons in staat stel deur die krag van sy Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, ons besef en ons leer uit die lewe van Dawid, dat ons ook geneig is tot sonde. Vergewe ons die daadsonde en die nalaatsonde, Here. Help ons om te besef dat die tug van die Here oor ons lewe sal kom as ons sal aanhou met hierdie goed. Maar Here, herinner ons ook altyd aan U vergifnis en U genade oor ons lewe. Maak ons getroue ambassadeurs van U op hierdie aarde, dat ons U sal dien in gees en in waarheid. Ons bid hierdie dinge in U wonderlike naam en ons bid dit met dankseggings. Amen.